Hallo geliefdes, dit is my weeklikse incheck by julle vir 'n Bybelstudie, sommer so 'n gedagte vir die week. Ons gesels hierdie week so bietjie op 'n ander trant as in die weke van tevore. Ek het deur die jaar gefokus op die psalms en die lees van die psalms en die ontdek van die psalms saam met julle. In die psalm spesifiek het ons bietjie probeer beweeg, en ek sê probeer, om van vrees af en ten spyte van ons omstandighede te sê, hoe kan ons die Here steeds loof en prys? Hoe reageer ons in 'n taal van lofprysing te midde van ons omstandighede? Ek lees net hierdie week ook 'n gedeelte wat praat ook oor to move from panic to praise. En dan dink ek, joh, ons is so deur dit hierdie jaar. En steeds is dit eintlik maar nog 'n daaglikse keuse, besef, skuif wat ons moet maak. So om nie te vrees nie, maar om die Here steeds te loof. Om nie paniekerig te raak nie, maar om die Here te prys. Joh, en net soos ons dink, okay, hier gaan ons nou. Ons is nou op dreef en mense begin sê goed soos, jy weet, ons gaan nou net leef. Ons is nou klaar hiermee. En ander mense begin sê ook, ag, ek het dit in anyway al gehad en ek is okay, en jy weet, het is asof ons nou maar net sê, well, this is part of our lives and now we're just gonna live it. En in dieselfde asem, terwyl ons dit sê, en amper ons woorde skaars koud, dan tref 'n tweede vlaag ons. En dit voel vir ons so bietjie asof dit erger is. Dit kom nader aan die huis. Ja, ons raak benoud. Vir party van ons was dit al reeds in die huis. En ons is skielik weer half in 'n stukkie angs, paniek, noem dit wat jy wil. Maar hierdie jaar het regtig sy rollercoaster vir ons gegooi. Wat ek wel besef is dat ons kan nie nou begin slap lê nie. Ons kan nie nou net sê, jy weet, it's all over nie. Ons kan nie nou gemaklik raak en dink ons kan maar net leef soos ons wil, maak soos ons wil, onverantwoordelik raak teenoor mekaar, funksies begin hou en net glad nie verantwoordelikheid vat nie. Ek self is skuldig daaraan, maar ons begin beweeg al minder met ons maskers. Ons kom so maklik in 'n geselskap en name af. En ja, ek weet ook nie, wat is nou eintlik reg en wat is verkeerd nie. En ek worstel met dieselfde goed as julle. Ek lees ook die week sommer so 'n stuk ervaring van 'n persoon, jy weet, sy ervaring van hulle eerste erediens terug in die kerkgebou, en dan skryf die ou en hy sê, joh, dit was vir hom 'n eintlik so negatiewe ervaring. Die masker op sy gesig en hy ruik die hele tyd sy eie asem en ja, ek het eintlik gelag toe ek die stuk lees, maar hoe hy sê, weet, en dan sing hy en die masker gaan in sy mond in terwyl hy sing en die hoë note vat, en hoe lekkerder die lofprysing, hoe meer frustreer die masker hom. En ja, en hy net in hierdie ervaring van hom op 'n punt kom en hy toe nou net, jy weet, sê, ek is oor dit. Ek is oor hierdie gevoel, ek is oor hierdie masker, ek kan nie hierdie meer doen nie. En hoe hy dan natuurlik in sy eerste gesprek na die erediens, met natuurlik social distancing, met iemand begin gesels en vir hulle vertel hoe gefrustreerd hy nou was, en hy dan in dieselfde asem eintlik ook weer hierdie ding begin van, ek verlang terug van hoe dit was. Ag, as ons net kan teruggaan na hoe dit was. Ek weet nie. Die oomblik as iemand dit begin sê, dan dink ek vir myself, hoe was dit? Wat is die, kom ons gaan terug. Ek weet nie meer nie. Ek weet of jy weet nie, maar ek weet nie meer nie. En dan sê hy, jy weet, hy is eintlik so half op die punt waar hy begin voel, hy wil so half
net saam met sy vriende kuier en foto's neem sonder maskers, en as hy nou in 'n verhouding was met COVID, dan het hy nou hierdie COVID, jy weet, gelos en vir hulle jaloers gemaak omdat hy partytjie hou sonder 'n masker. En hy sou foto's op social media post daarvan. En dan dink ek, ja, dit is so ons, dit is so presies wat ons doen. Ons gaan deur hierdie fases, nê? Dan is ons soos, okay, ons gaan 'n verantwoordelikheid vat, okay. En dan is ons in hierdie volgende fase wat soos, pak dit, ons is nou so moeg hiervoor. Een oomblik moet ons dit, dan moet ons dit. Ons weet nie meer wat is reg nie, ons weet nie meer wat is verkeerd nie. En dan raak ons gefrustreerd. Wel, geliefdes, die punt is, hierdie virus is hier. En soos baie ander virusse, rampe, moeilike omstandighede, het ons baie gou besef, moet ons deernis met mekaar hê. Ons moet met deernis met mekaar optree, teenoor mekaar optree. Ons moet verantwoordelikheid vat vir onsself, vir mekaar. Ons sal moet mooi dink oor ons reaksie oor ons omstandighede. So wat die vraag is, hoe moet ons optree? Ek wil vanoggend met julle skrif deel uit Hebreërs 12 uit. En ek hoop dat ons daardeur so 'n bietjie iets nuuts kan ontdek. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons weer op hierdie dag by mekaar kan kom, saam die woord kan oordink en saam daardeur inspireer te kan word. Here, ons bid dat U ook vandag weer opnuut ons sal kom help. Here, waar ons eintlik net vir onsself kan lag en baie keer sommer in ons eie frustrasies net na U toe wil kom en sê, Here, ag help ons. Ons is nou op hierdie rollercoaster maar ons het U nodig. Ons het U werklik nodig. Mag U woord vandag vir ons 'n stuk inspirasie wees, 'n versterking wees, maar ook vir ons 'n stuk nuutheid oor onsself bring. Ons loof en prys U naam. Amen. Ek wil vandag met julle 'n gedeelte deel uit Hebreërs uit. Hebreërs 11 skryf daardie bekende woorde, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En die hele Hebreërs eintlik daarvan af praat oor geloof en wat geloof is en wat dit is om te glo. Maar ek wil spesifiek met julle deel Hebreërs 12. Hebreërs 12 vers 1 tot 3 sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oë gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Baie van ons het in die afgelope jaar in hierdie rollercoaster en dan raak ons moeg en ons weet nie meer om op te tree en dan klim ons maar weer die kop en dan gaan ons weer. En dan met tye voel dit soos 'n free fall. En ek het al die vergelyking gebruik dat dit voel soos 'n rollercoaster. Maar die woord wat ons, vandat ons teruggekom het in die kerkgebou en mekaar weer in die oë begin kyk het, waar ons baie begin praat het, is die pad wat die Here vir ons gemaak het. Ons het baie verwys na die belofte wat God aan ons gemaak het, dat hy vir ons 'n pad deur die woestyn maak, en dat ons op 'n ontdekkingsreis is om hierdie pad te ontdek. En in die volgende 3 weke in die erediens gaan ek spesifiek fokus op een gedeelte in die Johannes Evangelie, wat ons regtig hierdie pad dieper begin na gaan kyk. En ons gaan spesifiek ingaan op die tyd wat Jesus, die laaste tydjie voordat hy die
die disippels sou verlaat, aan die kruis sou sterf. Jesus se laaste gedagtes. Ons gaan bietjie fokus op Jesus. Want dit is wat Hebreërs van ons vra. Wanneer ons geestelik moeg word, wanneer ons begin oorweldig word deur ons omstandighede, wanneer ons hierdie wedloop hardloop en dit vir ons voel asof alles rondom ons net too much is, dan kom help die woord van die Here ons en sê vir ons, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik ons verstrik en ons in 'n plek sit waar ons lewe eintlik net donkerder maak, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus. Hierdie wedloop, hierdie pad waarop ons is 'n God gegewe weg, 'n God gegewe pad, 'n God gegewe reis. God, ons Skepper, het vir elkeen van ons 'n pad klaar uitgelê. En waar jy jouself bevind, waar jy op hierdie oomblik is, waar jou hart is, waar jou gevoelens is, waar jou kop is, waar jou omstandighede is, wat jou omstandighede is. Dit word bepaal in 'n groot mate deur God. God vra dat ons wel op 'n sekere manier daarop reageer. So die pad is deur God uitgelê en ek glo met my hele hart dat elkeen van ons nie nou in hierdie tyd leef en werk en sommer maar net nie. Ek en jy was bedoel om in 2020 te leef. Ek en jy was bedoel om in 2020 verskil te maak in ons gesin, in ons gemeenskap. Aan die begin van COVID, het ons het die hele tyd gestrive op hierdie gedagte dat ons die tyd saam met ons familie en vriende. En iewers langs die pad het ons mekaar begin sê, "Sjoe, when we started to move, we moved very fast." En baie van ons het mekaar gesê dat ons het selfs gevoel dit was harder werk, dit was meer inspanning van ons geverg, dit het emosioneel meer van ons geverg. 2020 het sy uitdagings gehad, that's for sure. Binne elke vlak van die samelewing, vir ons kinders, vir ons tieners, ons matrieks wat met eksamen begin nou, daar is so baie wat ek en jy in hierdie tyd geleer het. Wat ons uit Hebreërs uit moet hoor, is dat hierdie pad is 'n God gegewe pad. Tweedens het ons nodig om gefokus te bly op Jesus. Dit sê die skrywer hier vir ons in Hebreërs dat ons fokus, ons eindpunt, ons doelwit moet Jesus Christus wees. Die begin en die volëinder van die wedloop. Want terwyl ons fokus op Jesus hou en spesifiek op wie hy is, midde ons omstandighede, dan het ons die vermoë om anders te sien, anders te hoor, anders te oordink, anders te reageer. Want die Jesus waarop ons gefokus is 'n God van liefde. Is 'n God wat reageer in totale opoffering, verander. Is 'n God wat ons verlos van ons sonde, ons vrymaak. Dan is die derde ding wat ons moet besef is dat Jesus ran hierdie show. Hy sit langs God, die Vader, en hy maak vir ons daai plekkie gereed. Hy regeer oor ons lewens. So met ander woorde, wat ons eintlik vir mekaar sê is, dat wat vir jou frustrerend is totaal binne God se beheer. Wat vir jou 'n vrees is totaal binne God se beheer. Wat in môre se koerant is binne God se beheer.
En ek weet nie, dit voel net vir my, as ek glo dat Jesus my verlosser is, as ek glo dat Jesus my Here is, dan is môre se koerant goeie nuus. Want ek gaan kies om met ander oë te kyk, met ander ore te hoor en anders te reageer. En dit beteken natuurlik nie dat die omstandighede, die politiek en alles wat daar rondom is, dat ons nie raak sien dat daar klomp goed verkeerd is nie. Natuurlik. Maar ons gaan met God se oë daarna kyk, ook na dit wat verkeerd is. So om terug te kom by die vraag wat ek in die begin gevra het, nou dat ons in 'n posisie is waar ons hierdie tweede vlaag van die virus beleef en soveel van ons vriende en familie nou siek is en nou positief getoets word en met al ons teorieë en ons koppe en alles wat in ons lewens ingeprent is deur die afgelope jaar, ons eie onsekerhede, dan vra ons weer die vraag, wat is dan die regte en die verkeerde reaksie? Wel, al waarvan ek seker is dat ek moet gefokus bly op Jesus se liefde, op sy verlossing vir my, op die feit dat hy die een is wat regeer oor my lewe, die feit dat hy die pad uitgelê het, dat hy die skepper is van die reis waarop ek is. En dat as ek op hierdie God fokus, as hy my doelwit in die lewe is, sy liefde, sy genade, dan sal ook ek binne hierdie omstandighede wel my eie vrese kan omskakel in lofprysing. Dan sal ek kan my paniek verander in praises. En dan sal ek binne my kringe waarin ek beweeg ook mense motiveer om hulle oë op Jesus gerig te hou. Hou jou oë op Jesus gerig. Jou verlosser, jou vriend, jou Here. Thou, O Lord, remainest forever, thy throne from generation to generation. Wherefore dost thou forget us forever, and forsake us so long a time? Turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Turn